en wonderlik, met trots aan die gebring deur Wild en Jag, jou alles in een bron tot die wild en jagbedryf. Dis weer tyd vir Wild en Wonderlik, wildenjag.tv se weeklikse nuusprogram. Ons bring vir jou 'n voorsmaakie van Januarie uitgawe se Wild en Jag, en Duitjie de Villiers vertel vir ons hoe sy boerdery verder ontwikkel het en ons kry 'n kykie van hoe die diere gevang word. In die volgende Wild en Jag, met trots geborg deur Safari Outdoor, Africa's premier outfitter of outdoor leisure and hunting equipment. Nico en sy vrou Liesel Du Plessis jag al vir 11 jaar saam. Na verskeie trofee jagtogte het Liesel nog net een jag op haar wenslysie: 'n kudubil. Lees die storie van Liesel se kudu-jag waarvoor sy 5 jaar gewag het. Na ure se stap, hoë steltes en 'n stikkende neus word haar droom waar en skiet sy 'n pragtige 52 duim kudubil. Louis van der Walt, bekende sakeman en wildboer, kry gereeld vrae van mense oor die wildbedryf. Vrae soos: waar moet ek begin? Hoe moet ek my boerdery verander en wat kan ek uit die wildbedryf? Koop Wild en Jag tydskrif by jou naaste supermark of teken in en ontvang dit per pos of lees dit digitaal op jou selfoon of tablet. Teken jy in op Wild en Jag tydskrif, staan jy 'n kans om die Primosprys te wen ter waarde van R3000. In gesprek met is Annie gebring deur Barlow World Toyota. In verlede week se episode 100 jaar nooit nuwe bloed ingesit nie. Het ek met die jagters ook baie vinnig agtergekom wat uit die Transvaal uitgekom het, die biltongjagters. Ek skat hy was seker so 12,5 duim. Ek meen jy het daai jare groter horings in, jy weet beter. Ek het toe ek na hierdie distrik toe getrek het baie van my familie en van my vriende en my paale en my ooms en goed het altyd 'n woord gehad wat lekker op die tong vir hulle was. Jy weet, duitjie is bokbefok. En ek moes baie keer sterk tussen die bene loop en bietjie verkleinerend gevoel het, want ek is groot gemaak en almal in jou skape, of jy moet kyk na jou diere en dit sal met jou altyd goed gaan, jou skape en goed. En 'n springbok was net 'n ding wat jy vir iemand vir 'n guns gedoen het. Jy weet, ons het nooit 'n springbok verkoop aan iemand nie. Almal het kom jag en kom skiet en jy weet, hulle het gevat dit wat hulle is. En as jy byvoorbeeld in Bloemfontein kom, dan het jy vir die mense 'n springbok saamgevat. Of as jy Pretoria toe ry, dan het jy vir die mense 'n bok saamgevat. So jy weet, vandag kan ek vir jou sê daai benaming van bokbefok, ek het 1 en 2 regte besluite in my lewe geneem en vandag is ek trots daarop. En ek het iets gevat en dit verbeter in die lewe. Vandag kan ek vir my, as ek vandag doodgaan, kan ek vir my kinders sê, nou is ek al waardeer. Jy weet, ek het iets agtergelos vir hulle wat beter is as wat ek gekry het. Hier wat ek, jy weet, jy ry son daar en goed, jy kyk jou bok en dan is 'n mens maar lief vir jou bokke. Hulle kry name. Dit is amper soos mense vir jou en hulle persoonlikhede ook en goed, en party raak wild en hier en daar moet jy op 'n stadium van hulle uitskiet en verkoop. En wat so lekker is dat mense kan jy gee hom 'n nuwe lewe by die volgende ou en hy gaan aan en hy kan vorentoe gaan met hulle. Jy weet, ek het toe ek begin het bokke gaan koop, dan meet ek horings by ouens. Dan sê hulle, hoor hierso, hulle het nog nooit 'n sent vir 'n horing gekry nie. Dan so kon ek van my beste bokke so kry
deur dat ouens nie ge-worry het oor hoe 'n bok se horings lyk nie, wat net rondom die lyf gegaan. Nou ek het altyd nog soos ek gesê, die balans moet reg wees. Jy moet 'n groot lyf en 'n groot horings hê. So jy weet dit is hoe ons bokke hartlik weet vir jou Teelie, ek het hier en daar al van my langste horingbokke verkoop, want hulle het net sekere eienskappe gehad waarvan ek nie gehou het, die balans in daai bok was net dalk nie heeltemal reg nie. Weet jy, in vandag se tye is 'n springbok net 'n gewilde spesies die laaste paar jaar geword, want dit is maklik. Almal kan met hom boer, hy pas oral aan eintlik in die land. 'n groot mark wat vir ons oopgegaan het, is die mark in jy weet in die Transvaal in wat vroeër hartwatergebied was, koop die ouens vandag jong springbokke by ons in gele hartwaterbloed en het redelike sukses daarmee. Jy weet by ons bure en mense kos 'n gewone springbok om en by R600. Dit is hoekom daar soveel minder springbokke die afgelope klomp jare in die Karoo en moontlik in die Vrystaat en plekke ook was, want boere kon eerder met skaapboer wat jy kan kraal toe bring en verkoop en dit hoekom in springbokke moet jy kan bestuur en beheer. Jy weet trek springbokke het 'n groot negatiewe invloed op en goed aan verbonde, jy weet jy, en dit is gevaarlike werk wat ons doen. Ons vang met perde en motorfietsse en bakkies en nou en dan met helikopters afhangende van hoe moeilik die kamp is. Ons kampe is om en by so 200 na 250 hektaar groot, met die grootste kampe tot 500 hektaar toe. Ons vang met nette. En die belangrikste is waar jy jou nette opsit. 'n Springbok is 'n ontsettende slim dier om te vang. Jy vang hom nie sommer ook 2 keer in dieselfde net nie. Jy het amper net een of op die heel meeste dalk 'n tweede kansie, maar jou eerste ronde soos ons van praat is jou belangrikste ronde. Ons sit ons nette altyd op 'n springbok trek teen die wind op en dan moet hy gaan bondel naby 'n hoek en dan moet hy wind afhardloop in die net. Hier by ons in die Karoo is dit oop. Daar's nie bosse en bome wat jy dit by kan wegsteek nie. So 'n springbok worry nie baie om die nette te sien nie, maar hy wil hom net nie ryk nie. Jy kan nie 'n springbok wind invang nie. Jy sal net die 2 of 3 domstes vang. So massa vang is waar ons grootste sukses het. Jy weet, jy kry maar hier en daar 'n verlies soos met enige wildvangery en goed, maar dit is waar ons grootste sukses het. Jy die bokke trek wind op en dan moet jy hulle wind, jy weet, dan draai hulle en dan kom hulle wind af maar dan moet jy half agter sy stert sit. Jy 'n motorfiets en 'n perd en 'n bakkie moet dan kan ry in die veld om by 'n bok te bly en dan as hy in die nette in is, dan trek ons so gou as moontlik. Ons het 2 gordyne soos ons van praat wat ons toetrek en dan moet jy hom so vinnig as moontlik vang en dan spuit ons hulle haloperidol vir die oeye so 0.5, jy ram op na 0.6, 0.7 toe. En as jy hom weer gelaai het, moet die voertuig ook weer so vinnig as moontlik begin ry en dreun, want net die dreuning en die trilling in die voertuig maak dat die bok daarom rustiger jong oetjies, hoe gouer jy hulle uit die nette uitkry. So jy het baie hande en baie mense nodig wat kan vinnig hulle uithaal so voordat hulle seer kry. Jy moet ook nie te groot pakke injaag in die nette nie. Jy weet dat elke man net 2 of op die heel meeste 3 bokke hoef te hanteer. So ons het nie wildheininge en drade wat wildbestand en springbok omtrent bestand is nie. Dis net veearts en helikopterkos, dis nie eers jou eie kos is nie, dan jy moet kom kyk hoe lyk 'n regte springbokram nou. En dit is wat 'n ou in die bedryf hou en wat 'n mens trots maak. Jy weet, jy kan jou bokke
Maak gereelde draai op ons webtuiste wiltonjag.tv om op hoogte te bly van die nuus in die wild en jagbedryf en moet ook nie vergeet van ons sosiale platforms Facebook en Instagram nie. Tot volgende keer, totsiens.